Ons is bly vir hulle wat inskakel en ek wil net vir julle elkeen sê dankie en vir julle ondersteuning vir die saak van die Here. En ek onthou nog die dag toe iemand vir my gesê het, en ek hom gevra het, hoe kan ons uitsaai? Daai tyd het ons nie geweet hoe presies nie. En er was iemand wat hier verbygery het, hy het probleme, huweliksprobleme gehad, en ek in hierdie gebedskamer met hom gesit en gesels en hom gehelp. En toe ry hy op Pretoria toe. Toe na die tyd het hy my gebel en sê, ek sal vir julle 'n rekenaar gee. Dis nie in die gemeente nie, net die verbygaan, ek het hom gehelp. En want die rekenaar moet sekere funksies het, wat die inligting vinnig genoeg kan oplaai. En die reaksie wat ons oor die land, en nie net in die land nie, maar oor die wêreld kry, is ongelooflik. En daar is baie mense wat honger en dors daarna. Die laaste tyd, voor ek vir ons gaan lees, in hierdie reeks het ek baie wonderlike boodskappe gekry. Partykeer dink ek, moet ek dit dalk bietjie met julle deel. Ek sal nie die mense se name sê nie. Maar hierdie is iemand wat hier as 'n kind saam met ons in die gemeente was, wat op 'n ander plek nou is. En sy het die boodskap vir my gestuur. Ek hoop dit gaan goed, oom. Ek kyk na van die foto's op my eerste se webblad en ek wil net vir oom sê, die tyd wat ek hier is, het ek besef wat se voorreg ek gehad het om in Ebenezer te kon groot word. Ek het altyd geweet, die waarheid is skaars in kerke, maar ek het nou diep bewus geword van hoe dankbaar ek is dat ek met die Bybel kon groot word. Bekering, vergifnis van sondes en die boodskap van heiligmaking kon hoor. Die verlorenheid van die wêreld is groot en die nood is diep. Skus, hy het nou weggespring. Ek is bevoorreg om 'n vaste fondasie te kan hê. Dankie dat oom aan die Here gehoorsaam was, want daardeur is baie lewens verander. Die Here is groot en ek besef net, ek moet leef vir dit wat vir die ewigheid tel. Dan het iemand my laat weet uit die Oos-Kaap uit. Dankie vir hierdie boodskap. Nou verstaan ek dit ook. Dit was die boodskap oor sonde en versoeking. Toe sê ek vir hom, asseblief die aandboodskappe luister. Hy sê ek mis nie een nie. Ek luister elkeen, ek het hulle al twee al klaar geluister. Dan het iemand vir my laat weet, wat die diens ook hier bywoon, ek gaan net vir julle hier lees wat sê die persoon. Ons was in 'n sekere gemeente, maar ek het bly dors en honger vir meer. Ek het die Here in Maart 2023 ontmoet en was soekend vir 'n gemeente. Ek het verlede jaar begin hier en daar dienste bywoon, het als aanlyn gekyk. Eers baie mense, ander mense wat ook saam met ons vandag hier is, het eers gaan kyk aanlyn. Kyk of was hierdie mense so verskriklik snaaks. En hierdie jaar het ek begin dienste bywoon en die Here het my op 'n kragtige manier ondersteun. Volgende een sê, hierdie twee dienste was die hoogtepunt van my hele lewe. Ek het met die Here op 'n kragtige manier ontmoet. Hoe wonderlik. Lees in die Bybel saam met my. Galasiërs 5. Galasiërs 5. Lees ons 'n paar verse saam. Nou ons is by nommer 15, ons kan aangaan, maar ek gaan nou afsluit hierdie reeks vanmôre. En die van u wat net die aanddienste bywoon nie, moet twee boodskappe na luister oor reinheid en volwassenheid, wat daar op die internet, op die YouTube kanaal sal lê. En dan kyk jy na daardie twee, ek gaan net so vinnig aanhaak by hulle vanmôre, en dan gaan ek verder hierdie reeks dan afsluit.
volkome heiligmaking gaan ons dan afsluit. Galasiërs 5 en ons lees saam vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nooit. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. Hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery. Dit is maar partytjies. Daai is as jy hom nou mooi gaan nalees, ons het nou 'n mooi Afrikaanse woord vir hom uitgedink. Vir alles wat sleg is, dink ons iets mooi uit. Gaan let op wat ons sê. Ons vir elke slegte sonde wat 'n sonde naam het, gee ons 'n troetelnaampie. So ons sal dit, as ons sê, weet jy wat, die persoon was dronk, dan sê ons nie, hy is net 'n bietjie gekeier gewees. Wat is gekeier? Of as ons sê, weet jy wat, ons gaan nou 'n bietjie partytjie, ons gaan nou daar in die klap uithang, dan sê ons gaan net bietjie chill, ons gaan net bietjie kuier. Maar die woord, die grondbetekeniswoord van daar waar ons sê ons gaan nou party, is daai woord wat jy nou daar gelees het. In die Grieks is dit presies dit. Daai brassery. Dis drinkpartye. Dis die ander mooi Afrikaanse woord. Drinkpartye. Hoor, het jy gelees wat sê hierdie gedeelte? Hoor wat sê hy? Afguns, moord, dronkenskap, brassery, drinkpartye, dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou sê ons, weet jy wat, Here, u weet nie eintlik wat u sê nie, ek gaan die hemel beerwe, gaan die goed doen, dan gaan ek nog steeds hemel toe. Ek sê nou vanmôre vir jou, die Bybel sê, jy gaan nie hemel toe nie. Al behoort jy aan 'n kerk, al is jy 'n lidmaat van 'n kerk, al is jy mooi, 'n goeie voornemens, al slaan jy elke nuwe jaar 'n nuwe blaadjie om. As jy hierdie goed doen en dit bly doen en aanhou doen, sal jy in die hemel nie kom nie. Die Bybel sê so, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Ons moet dit glo. Dis die waarheid. Hy sê dit vir ons daar. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie woorde. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die aan sulke dinge as jy weet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en bekeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittar en mekaar beny nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons vra die Here se seën. Vader, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons as nietige mense, stowwermpies, ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde geskaap het en nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Dankie dat ons u seën oor ons kan vra terwyl ons u woord bepeins en dit oordink. In Jesus se naam. Amen. So ons gaan nou nie daarby stil staan vanmôre nie. Ons het gepraat met u oor die gees, siel en liggaam en ek gaan nou baie vinnig hier deurgaan en al wat ons vir u gesê het is dat elke mens se gees is dood. Ek gaan dit net vinnig opsom en dis hoekom dit swart is en daar moet 'n dag in jou lewe kom waar ek onder sonde oortuiging kom en ek het berou en ek my sondes bely en laat staan en ek die bloed van Jesus vra om my sondes te vergewe, weg te was en dan kom woon hy deur sy gees in my gees. Dis hoekom hy wit is. En ek word op daai oomblik 'n kind van die Here. Dan, soos ek in my geestelike lewe aangaan, kom ek agter, ek het 'n begeerte om die Here te dien, ek het 'n verlange om na meer van die Here in my lewe, en dan kom ek agter, daar's vleeslike gesindhede in my, hier raak ek afgunstig, daar is ek jaloers, hier verloor ek my meer, hier is 'n vleeslike gesindheid, 'n sondige selfgesentreerdheid, en dit is hierdie fakulteite van my wat besoedel geraak het, wat die sonde wat ons geërf het van Adam af, erfsonde of inwonende sonde, en hierdie fakulteite van my emosies, my verstand, my begeertes, my smaak, daarvan moet ek gereinig word.
En wanneer ek gesuiwer word en gereinig is, dan kom die Here in sy volheid en hy beheer my hele lewe. En ons het 'n ander woord wat ons het noem in Handelinge. Ons sê ons is vervul met die Heilige Gees. Maar eintlik het die Here volkome beheer nou oor my lewe. Hy woon nie net in my nie, maar my hele lewe is nou aan hom toegewy. En dan wy ek hierdie verskillende sintuie van my aan hom toe, en toe het ons met die gepraat oor wat is die verskil tussen sonde en versoeking, en wat baie belangrik is, wat ons Sondag aand gesê het, die woord heilig kom ook van die grondgriekse woord wat beteken gesondheid. So wat dit eintlik sê is dat alles wat ongesond is nou verwyder, ek is nou gereinig, ek is gesuiwer, ek is eenkant gesit en ek is ook toegewy aan die Here. My hele lewe, my gees, my siel, my liggaam, al my sintuie is nou onder beheer van die Heilige Gees. So daardie volkome gesondheid moet daar wees voordat daar ware, gesonde, goeie geestelike groei kan wees. Sonde in die hart maak ons soos 'n siek kind of 'n boom met 'n wurm aan die wortel. Ek het hierdie voorbeelde gegee Sondag aand, ek wil dit net noem. As jy dink dat jy rein hart vervul met die Heilige Gees ontvang het, jy dadelik geestelik volwasse is, net so goed jy dink jy stuur 'n graad 1 kind en dink ek moet aan die einde van daardie jaar 'n matriekvraestel skryf. Want daar's 'n groot verskil tussen die Here het my hart gesuiwer en ek is geestelik volwasse. Tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Daar's 'n groot verskil tussen suiwerheid, reinheid en volwassenheid. Reinheid en suiwerheid kry jy in 'n oomblik, volwassenheid kry jy oor 'n groeiproses wat oor 'n tyd strek en waar ek toeneem in die genade en die kennis van die Here. So mense verwar reinheid met volwassenheid. Voorbeeld 2. As jy jou kind skool toe stuur en hy moet leer optel en aftrek en hy kan na 'n jaar of 2 jaar of 3 jaar nog nie optel en aftrek nie, wat sal jy dink? Sê jy's fout met die kind. So as jy nou vir jare bly en jy word nie volwasse nie, moet jy vir jouself sê daar's ergens in my 'n probleem, want ek groei nie en ek ontwikkel nie en ek word nie volwasse nie. Weer sê ek vir jy, onthou, reinheid is een iets. Dit wat sondig selfgesentreerd wat word verwyder, maar nou moet ek groei en toeneem in 'n volwasse man en 'n volwasse vrou in Christus. Sommige dink hulle kan reiniging ontvang deur kweeking. Dit beteken, ek kan my kultuur, goeie kultuur en goeie dissipline hê en al hierdie goed is goed, maar dit kan jou nie suiwer nie. Jy moet na die Christus toe kom dat hy met sy bloed jou kan suiwer en dan kom daar goeie geestelike groei. Dis dieselfde as 'n man wat dink hy kan groente in sy tuin kweek, terwyl daar onkruid in die tuin is. Wat moet hy doen? Die antwoord is, gesonde verstand sê vir jou, pluk die onkruid uit. Die boere weet dit mos baie goed. Daarom bespuit hulle, daarom maak hulle die onkruid dood, want die onkruid belemmer die groei van die gesonde plant. So ons moet die onkruid uitkry. Nou is ek op 'n plek waar die onkruid uit is, maar nou moet hierdie plant groei en geestelik volwasse word, tot 'n volwasse man in Christus. En hierdie prentjie het ek gewys Sondag aan. Daar's die saadjie. Daar's die gee my die naam. Saailing kom later, daai is die maar sê in elk geval. En daar gaan die verskillende fases tot hy bot. En dan die vrugte, eers groen, hard, en dan word hy helder mooi, rooi van kleur, en dan is hy mos nou lekker. Maar luister nou mooi, in hierdie saadjie, is daai boom en daai vrug. Maar hoe werk dit? Het werk so. Hierdie kind is gesond, daai kind is gesond, daai een is gesond, daai een is gesond, daai een is gesond, en oupa is ook gesond. Maar hierdie kind is nie oupa nie. En daai tiener is nie oupa nie. So baie van ons dink as die Here my hart reinig en suiwer, is ek dadelik hier by pa en oupa. Nee, jy is net gesuiwer. Nou moet ek groei in geestelike volwassenheid, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man in die volle mate van die volle grootte van Christus. En wat is hierdie volle mate, hierdie volle grootte van Christus?
So hy gebruik twee beelde, van 'n kind wat groei tot volwassenheid, en van 'n saadjie wat geplant word en groei tot 'n boom van volwasse en vrug lewer. En in Galasiërs 5 kry ons hierdie beeld van die saad en die vrug. So die geestelike lewe werk so. Almal word op hierdie lyn gebore. En as jy op daai lyn gebore word, jy kom tot jou verstand, jy weet wat's reg en verkeerd en jou aan met daai lyn. Al behoort jy aan 'n kerk, al doen jy wat, al is jy godsdienstig, al lees jy Bybel, gaan jy in die hel beland. Jy verstaan? Gaan net aan soos jy gebore is, dan gaan jy verseker in die verdoemenis kom. Maar om in die hemel te kom, moet daar iets daadwerkliks met jou gebeur. Daar moet 'n punt wees op hierdie grafiek, waar ek tot bekering kom en die gees van God in my kom woon, en hy my wederbaar, sy gees in my kom woon, en dit is weergeboorte. Hy skep 'n nuwe lewe in my, en dan is daar 'n groeiproses, en tot ek op 'n stadium kom waar ek 'n behoefte ontdek. En hierdie behoefte is, weet jy wat, ek soek na iets meer, iets diepers, iets heerlikers. En die Heilige Gees wat in my kom woon het, toe hy deur sy Gees hier in my kom woon het, hy wil in my, hy werk in my, hy wil my hê, ek moet daar kom waar ek nie net aan hom behoort nie, maar waar ek my hele lewe aan hom toewy. En dit eindig op 'n tweede ondervinding. En dan is daar groei nie. En ek praat nou eintlik met die op daai deel van die grafiek, waar ek groei tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Christ-likeness, Christus gelykvormigheid. Wat is die kenmerke om Christelik volwasse te word? Wat is die kenmerke? Het is belangrik om te verstaan dat die vrug van die Gees word teenoor die werke van die vlees gestel. Werke is werke, jy werk daarvoor, dis hoekom jy sê werke. Maar vrug is nie werke nie. Daar's 'n groot verskil tussen werk en vrug, dis die heel eerste, dis hoekom die Bybel gepraat van die vrug van die Gees. Vrugte het verskeie belangrike eienskappe. Een, vrugte word nie deur werke verkry nie, maar kom deur 'n saad wat ontkiem en opkom. En geestelike lewe begin deur 'n saad wat ontkiem, want jy is weergebore nie uit verganklike saad nie, sê Petrus, maar uit onverganklike saad, deur die lewende woord in die Heilige Gees, wat tot in ewigheid bly. So wanneer die woord van God en die Heilige Gees by mekaar kom, dan vind daar 'n wonderwerk plaas en die Gees van God kom woon in jou. En daai saad ontkiem. Soos wanneer 'n saadjie in die grond val en sterf, ons sê hy sterf. Hy ontkiem. En dan kom daar 'n spruit, dis die woord wat ek soek, uit daai saadjie uit. 'n loot, spruitjie kom daar uit. En dan word hy 'n saailing. En dit is wat die Bybel sê. Hy sê, wanneer die Gees van God in jou kom woon, het hy daai saadjie geplant. En hy het ontkiem in jou. En in hierdie saadjie is al die vrugte van die Gees. Vrugte reproduseer hulle self. Vrugte is aantreklik. Vrugte voed. Die Bybel is so wonderlik, jy weet. Ons sal nie al die geestelike waarhede verstaan nie. Dan loop Jesus so en dan saai iemand. Hy sien iemand saai, nie soos ons met mooi planters en goed nie. Hy loop so met 'n sak, saai. En vertel Jesus. Hy sê, saai in die môre, saai in die aand. Hou jou hand nie terug nie, jy weet nie wat hier geluk nie. So hy gebruik voorbeelde wat jy en ek verstaan. So as hierdie saadjie in die grond val en ontkiem, dis daai oomblik wanneer die Gees van God in my kom woon en ek 'n nuwe mens in Christus word. En dan in daai saadjie, in daai bloetjie wat daar opkom, daai spruit, is die vermoë om te reproduseer. Dit is vermoë om aantreklik te word en is vermoë om vorentoe te voed. So die vrug van die Gees, Paulus het die meervoud gebruik om die werke van die vlees te beskryf. Hy sê werke van die vlees. Die vrug van die Gees is nie die meervoud in die oorspronklike taal nie. Die vrug van die Gees is in die enkelvoud in die oorspronklike taal. Vrug van die Gees, nie vrugte van die Gees nie. Want die vrug van die Gees is in die Heilige Gees wat in my kom woon. En al wat verhoed dat hierdie vrug van die Gees tot volle wasdom kan kom, is wanneer ek in my selfgesentreerde lewe hom weerhou. Maar wanneer ek daar gekom het,
na my bekering en hierdie saadjie ontkiem het en daar begin lewe kom en hy spruitjie kom uit, dan is daar begeerte vir groei. Jy sien hoe daai mooi groen is, soos in die lente, het jy daai mooi groen gesien, daai ligte groen, dan word hy al hoe donkerder, hoe hoër hierdie plantjie word, en hoër word, mooier en groter, en dan kom daar 'n dag wat hierdie plant by 'n plek moet kom waar hy sê, alles is om hom skoon gemaak, alles is weggeneem, al die onkruid is verwyder. Nou kan hierdie plant tot volle wasdom kom, hy kan sy volle potensiaal bereik. En dan word die vrug van die Gees in my geopenbaar. In die groter prentjie het die Gees een werk om in ons almal te doen. Die vrug is nie soos die gawes nie. En hier maak mense baie groot fout. Die eerste fout wat mense maak, hulle dink dis vrugte van die Gees, dis vrug van die Gees. Die tweede fout wat hulle maak, hulle verwar vrug van die Gees met gawe van die Gees. Die gawe van die Gees is verskillende gawes. Hulle is meervoud. Maar die vrug is enkelvoud. Alle kinders van die Here moet die vrug van die Gees hê. Maar alle kinders van die Here het nie dieselfde gawes van die Heilige Gees nie. Want die Heilige Gees gee aan elkeen soos hy wil. So as iemand 'n gawe van gesondmaking het, of iemand het 'n gawe van barmhartigheid, en ek het dit nie, dan is ek nie minder geestelik as die ander een nie, ek het 'n ander gawe. So die gawe bepaal nie jou geestelikheid nie, wat jou geestelikheid bepaal is die vrug van die Gees. Die gawe is 'n toebedeling van die Heilige Gees, om jou vir dienswerk te gebruik in 'n spesifieke plek. So mense dink as hulle nou 'n gawe het, is hulle nou super geestelik. Gawe is net amper soos 'n talent wat die Here jou toebedeel het om jou te gebruik vir sekere iets. Party het die gawe van lering, ander die gawe van prediking en evangelisasie, ander het die gawe van dienslewering, wat met hulle hande goed doen en vir die saak van die Here bevorder. Ander het die Here geseën met verstand, hy gee vir hulle gawe om goed te kan verstaan en te kan verduidelik en 'n boek te kan skrywe of 'n kommentaar te kan skrywe. Vir die ander gee die Here 'n gawe om te kan verdien met hulle hande en vir die saak van die Here finansiëel te bevorder. Dis alles gawes wat die Here vir mense gee. Almal het nie dieselfde gawes nie. Ons verskil, maar ons het dieselfde vrug van die Gees. En dis wonderlik. Dit is betekenisvol dat hy vir ons sê die woord enkelvoud is. Hy verwys eerder na 'n groep sodat al die eienskappe en elke gelowige gemanifesteer kan word. Paulus praat nie van reekse vrugte van rondgesprei word, sodat een gelowige een het en 'n ander. Een het lankmoedigheid, een het verdraagsaamheid, een het liefde, een het selfbeheersing. Nee, almal het dieselfde in hierdie een saadjie. Wat uiteindelik uitloop tot een vrug, daarso. So in hierdie vrug, luister mooi, is nederigheid, lankmoedigheid, verdraagsaamheid, goedheid, vriendelikheid, selfbeheersing, lydsaamheid, is alles in daai een vrug, in daai saadjie, in hierdie hele boom. En dit is absoluut wonderlik. Dit is ook nuttig om die werke van die vlees te verstaan in die lig van hierdie liefde van die Gees. Elkeen van die werke van die vlees is 'n skending of 'n verdraaiing van hierdie groot liefde. Want hierdie is die liefde van Christus wat uit my geopenbaar word en deur my geopenbaar word. Egbreek, hoerery, onreinheid en losbandigheid is namaaksels van liefde tussen mense. Die duiwel sê vir jou, as jy hierdie goed doen, gaan jy gelukkig wees. Dan is jy nie gelukkig nie. En ek wil net weer vanmôre vir julle sê, vir enige mens wat waargeval het in die lewe en ergens watter fout gemaak het in die lewe gesondig het, is daar vergifnis en vrymaking en is verby en die Here vergewe en daar's 'n nuwe lewe. Maar wat ek vir julle wil sê is hierdie is die teenkant van ware liefde. Afgoderry en towery is 'n namaaksel van liefde teenoor God. Hierdie is die namaaksel van liefde teenoor mense. Die afgoderry en towery is 'n namaaksel van jou liefde teenoor God.
Haat, twis en jaloesie, uitbarsting, toorn, selfsugtige begeertes, ambisie, tweedrag, dwaling, afguns en moord is alles teenoorgesteldes van liefde. Dis die duiwel se vrug wat hy vir jou aanbied. Maar is nie 'n vrug nie, is 'n werk. Jy gaan werk. Jy gaan werk. Hy gaan jou laat werk. Hy gaan jou gal vir jou werk. En jy gaan uiteindelik naderhand. Het jy al gesien mense wat ander moet sonde doen, sonde doen, sonde doen, sonde doen, sonde doen, sonde doen, sonde. Jy gesien hoe lyk hulle naderhand? Dis kon my uitdruk en ek sê baie keer, daai persoon lyk soos 'n kajing. Sonde het hom uitgemergel. Uitgemergel. Jy sien dit op jou gesig. Jy sien dit in sy vel. Jy sien dit in sy hele lewe. Hy loop so, hy kyk nie so nie. Die lewe is nie oop nie. Sonde het hom verwoes. Dronkenskap en swelgery is hartseer pogings om die leemte te vul wat slegs liefde kan vul. So jy probeer hierdie vakuum van liefde, wat net God se liefde en hierdie vrug van die Gees in jou kan vervul. Jy soek dit, maar jy soek dit in hierdie goed en jy dink, weet jy wat? En as jy dit nou klaar gedoen het, terwyl jy nou daar is en jy's nou lekker gekuier en jy's soos hulle sê, lekker tipsy en jy's lekker daar, dan voel jy, die lewe is dan lekker, né? Nou môreoggend as jy opstaan, dan kom jy agter. My probleme is nou meer as wat dit was. Meer as wat dit was. Liefde is intense begeerte. Dis wat hy sê die vrug van die Gees is. Liefde. Die eerste een, kom ons kyk, staan daarby stil. Liefde is 'n intense begeerte om God te behaag en om goed te doen aan ander mense. Dis die siel en die gees van ware diens aan God. Dis die vrug van die Gees. Jy weet, baie mense dink liefde is net iets in die, ons soek hom net altyd, hy hang hier ergens in die lug. Engels sê, a pie in the sky. Maar liefde is prakties, ek doen iets goed vir mense. Dis liefde. As jy vir heel dag vir jou man sê, jy sê oor, ek is lief vir hom, maar jy doen nooit vir hom iets nie. Is jy nie lief vir hom nie? Jy verbeel jou, jy is lief vir hom. Jy sê lief vir hom nie. Jy moet iets doen vir hom. As jy heel dag vir jou vrou sê, ek is lief vir jou, jy doen nooit iets vir haar nie. Is jy nie lief vir haar nie? Want liefde doen iets goeds. Soos ek vir die Here sê, Here, ek is vir U lief, en ek doen nooit iets goeds nie. En dit is nie goeie werke wat my in die hemel bring nie, maar dit gaan vir my sê, of hierdie vrug van die Gees in my manifesteer. Het jy al gesien hierdie mooi vers? Hy sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesneed enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Jou geestelike geloofslewe werk deur die liefde. Liefde dryf jou om dit te doen. Nie aansien nie, nie ambisie nie, nie eer van mense nie. Wat dryf jou? Liefde vir Christus. Dit dryf my om te doen wat ek doen. Dit dryf jou. Blydskap, vreugde wat voortspruit uit 'n gevoel van God se genade wat in die siel oorgedra word. En vergifnis van sondes. Blydskap. Blydskap in die Here. Daar is ander goed wat swaar en moeilik is hier buite, maar hier binne het jy twee goed, jy het blydskap en jy het wat? Jy het vrede. Ek is vergewe. Ek is 'n nuwe mens. Ek het hartseer. Ek het iemand in die dood afgestaan. Ek het hierdie probleme, ek het daai probleme. Maar hier binne is 'n vrede wat niemand van jou kan wegvat nie. 'n Vrede en 'n blydskap. En luister nou mooi. Die vrede en die blydskap en die liefde is nie volle wasdom nie. Daar is dieptes in dit. So jy gaan nou voel, Here, ek voel ek het U waarlik met al, ek het U lief. Jy gaan sê, Here, ek het 'n blydskap en 'n vrede in my. En jy gaan verder sê, soos wat ons aangaan in hierdie gedeelte, ek het sagmoedigheid. Wat is sagmoedigheid? Dit is twee woorde. Maar baie mense dink sagmoedigheid is, sê, ja baas, nee baas, goed baas, wanneer baas, hoe baas, vinnig baas, stadig baas. Nee. Sagmoedigheid is om sag te wees, sensitief te wees, maar moed te hê. Sodat ander nie jou moed sal breek nie.
Sag. Baie van ons kinders van die Here moet leer om sag te word. Om begrip te hê vir mense. Vir mense se swaar kry, se hartseer, se smart, se verliese. Baie keer dink mense, maar ook geen hardes daai persoon nog 'n kans. Jy moet daai persoon nog 'n kans gee, want die Here kan daai lewe nog verander. Die onmoontlike het hy al gedoen. So daar is 'n sagtheid, maar daar is moed, saam met die sagtheid. Daai moed sal, as dit verkeerd is, as dit vals is, sal opstaan. Sê ek sal dit met die regte gesindheid doen, maar ek gaan vir jou sê, nee, dis nie reg nie. Gaan nie vir als ja en amen nie. Goedheid en vriendelikheid. Hierdie twee is baie woorde, baie naby mekaar. Die twee woorde is baie naby, maar goedheid gaan klein bietjie dieper in oorspronklike taal, dit is, sluit ook vrygewigheid in. Wat vriendelikheid nie doen nie. Die voortdurende begeerte en opregte begeerte om nie net jou van elke vorm kwaad te weerhou nie. So baie kinders van die Here sê, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, ek doen nie dat nie, ek doen nie dit nie. Maar let op die volgende. Maar weerhou nie, maar om goed te doen aan die liggame en die siele van mense. So is nie net, weet jy, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie. Weet hoe jy ek slank, ek is nie dit, ek doen nie hierdie sonde, jy is verskriklik, jy is dit. Baie mense is net besig om heel dag op die sosiale media te kyk wat ander mense verkeerd doen. Ek is so bly, ek weet niks van Facebook af nie. Ek weet nie eens hoe werk die ding. Want al wat mense doen is, hulle kyk daar om te skinder, hulle kyk daar om te kyk wat ander mense verkeerd doen. En baie mense, verskoon my uitdrukking, is so, moet ek sê onnoosel, dat hulle goed daarop sit. Maar ten minste is hulle eerlik. Hulle is ten minste eerlik. Hulle is nie skynheilig soos ander nie. Dus dan, jy sien maar wat jy sien. Maar jy weet, meer en meer mense is bezig met dit. Hulle is heel dag bezig met dit. Hulle is daar op die status van die mense, so WhatsApps, hulle kyk net, hulle koekeloer heel dag. Het jy iets anders om te doen nie? Van die tyd wat jy dit doen, en lees jou Bybel. Maar weet jy wat? Ek doen nie dit nie, ek doen nie dat nie. Maar die probleem is, die geestelike lewe, die vrug van die gees, is nie net oor ek doen nie. Wat doen ek? Is nie die abstain nie, is nie die onthouding van alleen nie, maar dit is wat ek doen. Getrouheid. Dit is 'n wonderlike vrug van die gees. En ek kan so agterkom, daar is baie van ons, getrouheid moet bietjie by ons opgeskerp word, weet. Getrouheid. Getrou in die nakom van beloftes. Ek teen iemand 'n belofte gemaak en moet hom nakom. Het eendag met iemand gesit, saam met iemand anders, en hy het 'n belofte gemaak. Ek weet waar het ons gesit. Hy het 2 keer gedoen. Hy het die belofte nie nagekom nie. Toe dit daar op die punt kom waar die probleme is, toe draai hy om. Toe word dit 'n hofsaak. Sê ek van, weet jy wat? Jy is nie getrou aan jou woord nie. Ek kan nie met jou saamstem nie. Ek verskil met jou. Ja, maar as ek dan nou so sondig is, kan ek nie vriende, moet ek nie vriende met hom wees nie. Ek sê nee. Jy hou nie daarvan om tereggewys te word nie. Jy het 'n belofte gebreek. En jy getuig jy ken die Here. Jy kan nie dit doen nie. Want die vrug van die Gees is getrouheid. Nakoming van beloftes, plus getrou versorging of bewaring van dit wat aan ons toevertrou is. Goed wat die Here aan ons toevertrou het. Ons moet dit daar kyk, ons moet versorg, ons moet dit bewaar. Ons moet getrou wees daaroor. En die uitvoering van die sake wat aan ons toevertrou is, sonder om die geheim van ons vriend te verraai of die vertroue van 'n werkgewer te leer te stel. Getrou te wees. Lankmoedigheid. Met stryd en vervolging en teenkanting om daai moed te hê. Sien jy weer, die moed hou lank. Die moed is sag. Hier hou die moed lank. Hierdie stryd, hierdie vervolging, hierdie hartseer, hierdie smart in my hart. Dis nou al 'n maand, 2 maande, 6 maande, 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Maar jou moed hou aan. Is ook al. Kom ek sluit af. 'n man kom.
met jou rusie maak of verskil, of foute vind met jou. Maar tot sy verbasing, dat jy jouself verdedig of iets sê, geef jy hom 'n tros ryp druiwe terug. Jy kan agterkom hierdie persoon wil jou uitlok. Jy kan agterkom, jy ken hierdie persoon. Hierdie persoon wil jou uitlok. En in plaas van dat jy toegee vir sy uitlokking, gee vir hom ryp druiwe. 'n ander een praat agter jou rug van jou kwaad. Hy werk jou tee. Ek bid om 'n geleentheid om 'n weldaad te bewys. Ek is lief om dit te doen. Nee, nooit spyt nie, nooit niks nie. Maar ek het geleer, soos ek gegroei het geestelik, in my later jare, as iemand my sleg sê, as iemand my sleg maak, as iemand jou teëgaan, wees goed vir hom. En al wat ek baie keer vir iemand kan doen, is sê, weet jy wat, ek gaan vir jou bid. En as ek vir iemand bid, dan bedoel ek bid vir die persoon. Het is nie 'n geuite uitdrukking om goed te klink en is aanvaarbaar en mense wil hê jy moet bid nie. As ek bid, dan bedoel ek bid. Ek bedoel dit. En ek glo dat God kan hoor. En God kan gebed verhoor. En as hierdie persoon kom, en hierdie persoon werk by tee, of hierdie persoon steek my in die rug, of hierdie persoon ondermyn my, gee vir hom 'n tros ryp druiwe. Weet u, wat het die wêreld in die geskiedenis verander? Kinders van die Here wat so lewe. Nie mense, groot predikers nie. Kinders van die Here wat so geleef het die wêreld verander. Dat mense sê, weet jy wat, ek kan agterkom, daar's iets anders in daai man en vrou. Daai kind is anders. Daai tiener is anders. Daai jong man is anders. Die ander wil vir geld. Maar hierdie persoon sê nee, is nie maklik nie, maar ek gaan vir hom druiwe gee. Die Here skep 'n geleentheid, en vir die kwaad wat hy my aangedoen het, kry hy 'n mandjie heerlike ryp druiwe terug. Dis die vrug van die Gees. En jy sê tot vanmôre toe, dis ek sukkel. Dis nou tyd vir jou om geestelik volwasse te word. Nou moet jy groei. Nou moet jy groei. Sê Here, pas dit toe in my lewe, ek moet nou daar kom. In die saak waarin u laas betrokke was, kon die Here Jesus deur u vir u teenstanders ryp druiwe aanbied. Kon jy vir hom 'n lekker kas druiwe gegee het. Die vrug van die Gees, dis die ryp druiwe. Die vrug van die Gees. Of is jy daar waar jy nog sê, Here, hier is nog 'n pad, ek moet groei. Is Jesus verheerlik? Belangrik om te onthou, die geestelike lewe en die groei en volwassenheid is nie 'n sprong nie. Jy spring nie ewe skielik, nou is jy daar bo nie. Jy spring nie ewe skielik, nou is jy 'n volwasse man nie. Jy spring ewe skielik al hierdie fases tussenin, van 'n saadjie, nou is ek ewe skielik 'n rooi appelvrug nie, nee. Dis nie 'n sprong nie, dis nie 'n haastige stap nie, dis nie 'n drafstap nie, dis 'n konstante vordering van die een punt na die volgende punt, elke dag. Hulle gaan van punt tot punt, van krag tot krag. Jy moet jou instel op dit. Moenie geestelike volwassenheid dink, ek gaan nou in een oomblik dit bereik nie. Groei dag vir dag, elke dag toegewy, elke dag afgesonder vir hom, elke dag sorg ek dat ek skoon en suiwer is. Hulle is nooit tevrede met hulle huidige ondervinding nie. Hierdie mense wat volwasse word, is waar gister geëindig het, word vandag se beginpunt. Hulle geniet meer liefde, meer begrip, meer gee, meer ontvang. In alle geestelike opsigte gaan hulle vooruit. Die een tree is verder vorentoe as die ander tree. En al voel dit nie so nie. En al voel jy met tye af, jy lewe deur geloof en gehoorsaamheid en nie gevoel nie. Napoleon het gesê, hy sal weet, om 'n geveg te wen. En hierdie lewe is 'n geveg. Om vorentoe te gaan is die enigste versekering om nie terug te gaan nie. 'n Soldaat wat vorentoe gaan is die enigste versekering dat jy gaan nie terug nie.
En om geestelik vorentoe te gaan, moet jy sorg dat jy nooit retireer nie. Ek moet vorentoe gaan. Elke oomblik bring sy eie verantwoordelikhede, laste en pligte. Kom ek sluit hiermee af. Dr. Kitto het gesê, think not on a holy life. Moenie dink aan 'n heilige lewe en volwassenheid nie. But on a holy moment as it flies. Hierdie oomblik. Volgende oomblik. The first overwhelms, om te dink aan 'n volwasse heilige lewe daar. Dit oorweldig jou by its immensity. The other sweetens and refreshes by its lightness and present stimulus. And yet a succession of holy moments constitutes a holy life. Here, ek gaan nie nou my bekommerd wees om te wees waar my pa was nie. En waar geestelike leiers was wat ek geken het. Here, ek gaan nou omgee. Hierdie oomblik. Nog 'n oomblik. En nou word dit ligter en wonderliker en heerliker. Tree vir tree elke dag. Getrou, verdraagsaam, lydsaam, sagmoedig, nederig. Help my elke dag. En dan word jy 'n volwasse man in Christus. Those who have learned to walk with God, so to live in the practice of the Master's presence, that becomes impossible to live without Him. And gradually, little by little, the transformation into His likeness proceeds, even as by the Spirit of the Lord, until in the beatific vision we see Him face to face, aangesig tot aangesig, terwyl ek in 'n spieël soos in 'n raaisel die heerlikheid van die Here aanskou, word ek verander na dieselfde beeld asof deur die Here wat die Gees is. My gebed is dat 2025 sal eindig hoër as wat hy begin het vir jou. En dat jy sal sê van nou af, Here, 'n volwasse man in Christus, ek wil daar kom, maar Here, ek gaan nie nou eers daar fokus nie. Ek het dit in gedagte, maar Here, ek gaan fokus op hierdie oomblik. Nog 'n oomblik, nog 'n dag verby, nog 'n week verby, nog 'n jaar verby, nog 2 jaar verby, 5 jaar verby. Here, dis 10 jaar. Here, dis nou 15 jaar. Dis nou 20 jaar. Dis nou 30 jaar wat ek met U wandel. Here, dis wonderlik. Ek wil nie weer teruggaan nie. Dis wonderlik. Dis wonderlik, hoor wat ek vir U sê. 'n Rus, 'n vrede en 'n blydskap in die Here. Dis my gebed vir elkeen van julle. Amen. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons hierdie paar Sondae in hierdie jaar hier aan die einde kon stilstaan by hierdie wonderlike gedagte, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, gees, siel en liggaam. Here, help ons om ons lewens daar op die altaar te hou, toegewyd, oorgegee, skoon gemaak in sy bloed, afgesonder vir die Here. Al is ons hier tussen die wêreld, ons leef tussen hulle. Ons weet hier binne in ons leef nie soos hulle nie. Ons deel nie in daai goed nie. Het ons verander. Ons dankie daarvoor, ons eer U. En Vader, bewaar ons en lei ons en seën ons die res van hierdie dag. En ons saam wees daar. Help ons ook in Jesus se naam.